Dis dan die 28ste September 2025, lesing 44 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Nou, is jy reg daar? Ons het gister nou na die beredenerings geluister en die Griek wat nou daar aangekom het was maar baie nog vol van sy afgode en hy dink nou hy het by sulke gode aangekom. Nou kom Joshua en hy sê vir die Griek in hoofstuk 84 van boek 3. Luister beste vriend, die 14 bediendes van jou kan ten beste ywerige en vaardige mense wees, maar jy het soveel by jou, dat het hulle toch 'n behoorlike tydjie sou neem, voordat hulle dit alles in orde sou hê. Onthou hulle 3 bote gehad, so dit is 'n klomp goed wat die ou saamgebring het. Kyk, hierdie skynbare knaap is een van my talle dienaars, en sal in 'n oogwink meer doen as al jou 14 dienaars in ruim 100 jaar. Laat jou dienaars daarom vir hierdie keer rus, dan sal hierdie enigste dienaar van my wat hier aanwesig is, in 'n oogwink alles so op die ou bekende manier van jou ingerig het, soos jou 14 dienaars skaars in 3 dae sou kon. As jy daarmee instem, sal ek hom daartoe opdrag gee. Nou sê die Griek, vriend, as so iets op aarde moontlik is, dan vra ek jou dit. Want my dienaars is toch al baie vermoeid van die reis, en kan dus met die uitpak en oprig van die tente ten beste baie lank besig wees. Ek, Joshua, sê vir Raphael, wys wat 'n suiwer gees in 'n oogwink kan doen. Raphael buig diep en sê, meester, u het beveel en kyk, alles is reeds kant en klaar. Daarop sê ek, Joshua, vir die Griek, wel vriend, staan op en ondersoek of die werk na wense gedoen is. Die Griek gaan staan, slaan 3 maal sy hande in een en sê stom verbaas, ja, alle gode nog aan toe. Wat is dit nou? Die jongeling was nog glad nie weg gewees nie, en my tente staan al kant en klaar daar, en alles sien daar piekfyn uit. Nee, dit is nie meer natuurlijk nie. Nou moet ek toch eers sien of dit in die tente ook alles in orde is. Toe verlaat hy die skip en gaan begeleid deur ons en sy dogter, sy tente in en vind tot sy groot verbasing werklik dat alles heeltemal in orde is. Nou is hy egter eers goed van stryk gebring, asof in 'n soort verbasingsroes, sê hy na rukkie, terwyl sy verwondering maar nie kan ophou nie. Ek het of by aardsmagiërs of towenaars van Egipte uitgekom, of by loutere gode, want wat ek hier meemaak, is ongehoord en sedert mense jeugenis, het dit nie voorgekom nie. En jy vriend, hy wend hom tot my Joshua, skyn te midde van hierdie almal die meester of Zeus self te wees. Jy is nie uit 'n mens gebore nie, en hierdie jongeling ook nie. Jy moet van eeuwe her uit die gees gebore wees. O gode, watter krag moet julle besit, om dit te kon doen, en hoe ellendig is die arme mens, die blinde wurm in die stof, vergeleke met julle. Julle kan alles doen, maar die sterflike wurm in die stof, van sy verganklikheid kan niks doen nie. Vriend, u wat 'n God is, en aan wie almal gehoorsaam is, wat kan ek, 'n sterflike mens, vir u, onsterflike God doen? Wat kan ek u gee, u wat oor die hele aarde, oor son, maan en alle sterre gebied? Nou sê Joshua vir hom, vriend, jy besit baie natuurlike insig, en beoordeel die gebeure wat vir jou na 'n wonderwerk lyk, gewis met die regte gesindheid, maar jy moet die mense nie te ver benede jou gode stel nie. Want ek sê vir jou, alle gode wat jy as sodanig ken en vereer, is eintlik glad niks nie, vergeleke met 'n mens wat met die ware gees van Elohim gevul is, of vervul is. Kyk, die talle mense wat jy hier sien,
is meerendeels al net so magtig soos hierdie jongeling hier, en is tog net mense van vlees en bloed. Raak my aan, en jy sal merk dat ook ek, wat betref my uiterlike liggaam, uit vlees en bloed bestaan. Maar hierdie vlees en bloed is vervul met die gees van Elohim, die enige almagtige, na wie alles hom moet voeg deur die mag van sy wil. En dit is wat gebeur het, is dat Raphael vervul was met die mag van Elohim se wil, wat nou in Yeshua setel, en hy het gewil dat daai opgevoude tente op die skepe en al die tasse en kaste en goed wat hulle goed ingekom het, dat alles weer net so staan soos wat hierdie ou dit wil hê, omdat niks onbekend is vir Yeshua nie. So dit is maar net sy wil. Vir ons is dit nou wonderwerk en ons noem dit bo natuurlik, want dit is bo ons natuurlike verstand. Maar as jy met die gees gevul is, dan is alles by Elohim moontlik. Materie moet hom rig na enige wilsbesluit van Vader en daardeur sy engele as hulle van hom opdrag kry. En dis maar al wat gebeur het. As jy dit so kan verstaan, dan is dit nie meer vir jou 'n wonderwerk nie. Dit is 'n absolute natuurlike geesteswerk wat deur Elohim verrig kan word waar en wanneer hy dit wil. En daar was 'n baie goeie rede hoekom Yeshua dit nou laat gebeur het, om hierdie Griek tot bekering te bring wat nog baie vas in sy heidense afgode sit. En dat hy nou kan sien, maar hier is iets groters as sy gode wat hy in elk geval nog nooit iets ervaar het van hulle nie. Hulle is morsdood. En daar was min nasies wat soveel gode gehad het as die Grieke. Hulle het vir elke dinge God gehad. Paulus praat ook daarvan. En hulle het hierdie gode tempels gebou en allerhande ander plekke waar hulle gaan aanbid het en wat hulle kos uitgesit het vir hulle ensovoorts. Mens lees oral van die goed. In die moderne tyd het ons nie meer die fisiese gode so erg vandag nie. Maar mense bou vir hulle gooitjies wat hulle dan aanbid. Hulle hele lewe gaan daaroor. Wat bestaan uit geld, uit mag, selfsug, genotsug. Mense kan so verslaaf raak aan sekere goed wat vir hulle genot verskaf, soos byvoorbeeld professionele sport, wat maar ook op die ou end alles om geld gaan. En hulle is net absoluut genotsugtig. Dis waaroor alles gaan, dis waaroor hulle praat, dis waaroor hulle lewens wentel. En dis vir ons die lesse hierin, dat ons in die wêreld is, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. As jy daai begrip kan uitleef, dan is jy veilig. Ons is hier en ons moet tog bestaan, en ons moet tog geld maak, en ons word blootgestel aan al die ander dinge wat mense aan verslaaf is, maar tog moet ons bo dit verbygaan, sonder om hoogmoedig te word, en nog altyd in staat om ons volksgenote te help. Soos wat ek nou gesien het hierdie afgelope paar dae, wat vir my so 'n hartseer ding is, dat ons volk, en dit is konservatiewe, regse Afrikaners, waarin seker ook 'n klompie boere ook betrokke is, hulle besig hou met die vervaardiging van 'n duplikaat beeld van Paul Kruger. En dit nou met groot Engelse woord gebruik, fanfare, met allerhande toesprake en gebede en perderuiters nou afvat na Urania toe. En daar gaan die beeld nou 'n ereplek kry, tussen ander standbeelde wat al reeds daar staan. Jesus mense, ek weet nie, ek het nie woorde daarvoor nie. Want om 'n mens te vereer
is so 'n groot wegvat van jou fokus op Yeshua. En 'n mens, alle mense is vol sonde en is nie verering werd nie. Glad nie. En Paul Creer allermins. Daar's baie dinge in sy geskiedenis dat as die mense werklik gaan navorsing doen, sal hulle nooit weer een kyk na hom gee nie. Maar hy was 'n sondige mens en ek neem aan hy het sy pad aan die ander kant by Yeshua tot by hom geloop en hy's nou daar. So ek wil niks oor hom sê nie, maar ek wil net sê dat ons alle verering vir Yeshua moet gee in ons hart. En ons nie besig hou met sulke uiterlike drek nie. En daarom kan 'n mens net sien hoe oppervlakkig die mense is wat nog in die tradisionele kerke is. Ek kan jou waarborg, hulle is almal nog in die AP kerk of in die NG kerk of watter een van die ander ook. Want daar word hulle geleer om sekere goed met hulle verstand te doen. En dink hulle dis reg. Minstens het hulle 'n liefde vir ons volk. En ons het in die vorige lesings gesien dat Yeshua sê, hulle kan aangewerk word, want ons moet nou net hulle liefde wat verkeerd is, moet ons hulle liefde op die regte pad sit. Want daar is baie mense wat glad geen liefde het vir volk nie, of vir enige iets nie. Dis baie moeilik dan, om daardie mense 'n liefde te leer vir Yeshua. Veral as mense nou by hierdie Anunnaki leerstellings aansluiting gevind het. En hulle is regtig, jy kan hulle nie van dit afkry nie. Hulle sê vir jou ook, Adam en Eva is in die tuin deur hierdie Anunnaki geskep. Jahwe is nie 'n God nie, Jahwe was 'n engel wat dit geskep het. En hy het, en al die stories, ons hoef nie eens in te gaan op dit nie. Jy kan nie hierdie mense kry by 'n punt waar hulle 'n verwekking wat uit die hemele gekom het, bonatuurlik, waarin Vader sy gees kom uitstort het, aan so iemand te glo nie. Hulle kan nie. Daar is net nie daai liefde nie, want alles is met die verstand. Alles werk van geskiedkundige klippe af. Ek het eendag het 'n ou met my so begin stry, sê ja, maar jy weet nie wat op hierdie klippe en op daai klippe en op daai klippe staan en opgegrawe in die Sumeriese tablette ensovoort nie. Al daai Sumeriese goed wat opgegrawe het is baie verdag, want daar was op 'n stadium, ek dink is nou nog so net een ou wat daai goed kon verklaar het. En dit is 'n Jood met die naam van Zacharias Sitchin. En daar was nooit iemand om dit te bevestig nie. Ek is in elk geval baie versigtig om enige iets wat 'n Jood aan my afsmeer of wil verkoop, aan dit te glo. Want ek weet waar kom hulle vandaan. So net so kort, hoe hierdie Griek nou ook maar baie 'n spieël is vir ons volk, waar het nou al so ver afgedwaal het. Daaraan sien jy dus dat ons hier maar net handel deur die krag van die gees van Elohim, wat in ons is, in ons denke en wil, wat sy alsiende en alvoelende hoogste wysheid nodig en goed ag. Wel, op hierdie oomblik besit ek self alleen hierdie eienskap volkome, en daarom is ek daarin 'n meester. Maar ek kan ook enige mens wat van goeie wil is, daartoe in staat stel. Net 'n verduideliking vir hierdie vers vir ons nuwe mense. Yeshua kom nie uit die gevalle ryk van Lucifer nie. Yeshua kom vanuit 'n ligryk, waar Vader vir hom 'n siel geneem het, en hy het daardie siel met 'n verheerlikte liggaam in die hemele, het hy hierdie embrio verwek. En hierdie verwekte embrio is in Miriam se baarmoeder geplaas, sonder aardse gemeenskap, wat daartoe bygedra het, dat die embrio
begin groei het in haar, alhoewel sy 'n maagd was, wat dan deur die getuienis in die evangelie van Thomas vir ons gegee word, dat 'n vrou met die naam van Salome wou dit nie glo nie, en sy wou voel, en haar hande toe so gebrand vir haar ongeloof. Maar toe sy aan die baba Yeshua vat en hom optel, toe is sy weer genees. Net om te sê, hoekom Yeshua heeltemal anders is as al die ander mense wat om hom gestaan het. Die ander mense kom uit die gevalle ryk van die lig, en ons kom ook uit die gevalle ryk van die lig. Dit is ons wat nou weer moet teruggaan na die Vaderhuis toe. En daarom het Yeshua as sigbare Elohim 2000 jaar gelede vir ons toeganklik geword om dit makliker vir ons te maak. Want nou kan ons 'n mens lief hê. Hoe kan jy 'n God wat jy nie kan sien nie, wat alomteenwoordig is en wat jy vrees? Jy kan hom nie lief hê nie. Nou kan jy hom vir jou voorstel. Stel hom voor as baba. Stel hom voor as prediker tussen die mense. Stel hom voor vir jou aan die kruishout, waar hy gemartel word, en kry hom lief. Dit is wat dit is om Elohim dan lief te hê. Omdat jy hom lief het jy die Vader lief. Die Vader is in hom. Vers 16, maar natuurlik kan daardie vermoë aan 'n mens wat 'n kwade opstandige wil het, nie en nooit gegee word nie. Want dit is noodsaaklik dat hy eers volledig ingewy word in die heilige orde van die Gees van Elohim, voordat die vermoë van die mag van die ewige Gees van Elohim aan hom gegee kan word. En dit kan maar net daarin bestaan, dat die suiwer mens in sy siel heeltemal deurdring word met die Gees van Elohim. Die siel wat van Elohim se Gees deurdronge is, wil slegs dit wat die Gees van Elohim wil, en wat hy wil moet gebeur, omdat hy, hoofletter, alleen die ewige oerkrag en mag van die hele oneindigheid is. En ons staan weer voor hierdie punt, waar ons die ewige Gees van Elohim verenig kan kry met ons siel. En ons noem dit die bruilof, tussen die vroulike en die manlike, tussen die siel as vroulike entiteit en die Gees wat in ons is as die manlike oergees. Dit is iets wat nou binnekort gaan gebeur. Yeshua beloof dit aan die eindtyd, die uitstorting van die late reëns. En ons almal het 'n verwagting wat nou al jare met hierdie dinge besig is, en ons sal elke dag daardie verwagting hê, want jy kan nie anders nie, want hy sê, ek kom soos 'n dief in die nag. Pasop dat jy in die nag van jou geloof is, wanneer hy kom. Sorg dat jy alreeds in die oggend is. Sorg dat die son van geregtigheid alreeds in jou opgekom het. Die liefde van Yeshua deur jou skyn. Dit is in hulle in wie hy gaan kom. Nie allerhande stories wat ons in die afgelope week gehoor het van wegraping en ons is goed genoeg en die ander is te sleg om te gaan. Al daardie dwaling bring vertwyfeling mee, veral as dit nou nie gebeur het nie. Hoopelik sal mense nou ook na die diepere dinge van die woord begin soek en nie oppervlakkig kyk nie. Maar ons het 'n verwagting dat ons net meer deurdring kan word deur sy Gees as ons siel skoner word. Dis al. En om die siel skoon te kry, om al die skaduwees en al die vlekke en die vuil kolle aan jou bruidskleed te verwyder, is jou werk. Jy moet aan die gang kom en jou bruidskleed skoon kry. Dan is jy 'n waardige ontvanger van sy Gees. Ons gaan verder. Want alles wat in die eindelose ruimte is, leef en dink,
is vir wat betref die geestelik lewende deel, die onwrikbare vasgehoue gedagte van die ewige Gees, in die orde wat self deur hom bepaal is, en die daaruit onder woorde gebrachte idee, wat egter heeltemal volgens sy aard, eweneens selfstandig geestelik kan word. Soos elke engel wat ontstaan het uit Vader, is 'n ewige gedagte van hom. Hy het eers 3 groot gedagtes uit hom laat kom, liefde, lig en lewe. En uit daai 3 gedagtes is daai 7 gedagtes daar, die kandelaar, ook voortgebring, as eienskappe van die goddelike Vader, Moeder, Gees. En dit is toe onder woorde gebring vir ons hier op die aarde. Dit is hoekom ons skrif het wat teruggaan tot in Adam se tyd, as ons na die boek van Henog kyk. En dit is vir ons dan die riglyn om eenwording met sy Gees te kry. En daarom moet ons dit as Godspraak aanvaar en daarvolgens optree en lewe. Kyk vriend, om dit kort te stel, is dit so met die dinge gestel. Jy is 'n bekwame denker en sal weldra baie verstaan, maar op hierdie oomblik sal dit vir jou voldoende wees. Ek sal jou egter 'n sekere Mathael, 'n baie wyse man, as geselskap gee. Hy sal jou baie vertel en jy sal myself daarna beter begryp as nou. Daarmee is die Griek, wat hom baie oor my wysheid verbaas, heeltemal tevrede en hy is baie begeerig om die man te sien. Ek Joshua roep dadelik vir Mathael en sê, vriend, daar vind jy ietwat bouvallige huis. Jy is 'n goeie timmerman en sal wel weet wat daaraan gedoen moet word. Mathael sê vir hom, meester, met u hulp sal die huis goed en stewig word. En dit is ons werk. Mathael se opdrag nou is om ons broers en susters in ons volk, wat maar almal bouvallig lyk. Want as jy nog in die kerk en in die politiek en in die kultuur staan soos ons volk, sonder Yeshua, dan is jou huis bouvallig. Daar is daarom 'n huis. Daar is 'n liefde vir God, al sien hulle hom in 'n drie-enige onverstaanbare beeld. Daar is 'n liefde vir die volk, anders sal hulle nie hierdie dinge aan deelneem nie. Maar die werklike bou van die huis op die rots Yeshua is wat ons nou by almal moet tuisbring. Vergeet al die ander goed. Vergeet dit. Dis onbelangrik aan watter kerk jy behoort. Dis onbelangrik om sekere uiterlike dinge te doen en dink jy het nou by Vader guns gekry. Dis 'n mors van tyd. Deur jou liefde vir Vader om te sit in dade van liefde vir jou naaste. En al daai geld wat hulle gebruik het om 'n beeld te bou wat sekerlik nie goedkoop is nie. Veral nie so meer as lewensgrootte beeld nie. Hoeveel kos kon jy vir jou medemens gegee het, of sy las verlig het, dalk 'n paar huisies gebou het. Maar ongelukkig is dit maar soos dit gaan in ons volk. Die rykes bly ryk en besit alles en deel nie met hulle minder bevoorregtes nie. En dit is ongelukkig wat groeperings uitleef soos Orania en soos Kleinfontein. Ek moet dit noem, want is ons volk se grootste las wat oor hulle is die feit dat hulle medemens, al gee hulle vir hulle werk daar, behandel hulle nie as broers en susters nie, maar as tweede en derde rangse arbeiders, slegter as bantoes. En ek het bewyse daarvan. Daardie arme mense in Kleinfontein was vir omtrent 4 of 5 jaar, elke dag het ons hulle gevoed.
het ons 'n bakkie gehad wat soontoe ry. Dis in Ruiten, weet jy hoe ver is dit van hier af? En daai arme mense moes werk daar, en hulle het nie kos nie, die kinders was in 'n toestand. Baie mense vandag hier op die plaas kom van Oranje af. Hulle sal jou vertel hoe hulle daar behandel is. Ek was self daar by daai enkel kwartiere gedraai. En hulle moet daar inbly. Dis eintlik 'n kampong. En daar is streng reëls. Hulle word nie as mense behandel nie, maar as gevangenes. En dit is die fout met ons volk, is ons gesindheid teenoor mense wat minder as ons het. Daar is 'n neiging om op hulle neer te sien. En solank dit nog in ons harte is, solank sal ons nie bevry word nie. Bevryding gaan kom, maar dit hang van ons af, om daai siel wat so selfsugtig is, en op self gesentreerd is, om die skaduwees en die vuilkolle en al die goed self te verwyder, dat jy met vreugde jou naaste sal help. Natuurlik sê ons nie 'n ou moet net gehelp word en hy moet onder 'n boom sit en jy moet sakke kos vir hulle afgooi, soos wat hier in Kreeusdorp nou die geval is met al die armes daar in die lokasie. Al wat jy doen is jy maak dat daai persoon net al hoe minder lus word vir werk en hy verstomp heeltemal, stomp hy af. Ons moet die beginsel van die skrif altyd in ag hou. Wie nie werk nie, mag nie eet nie. En dit is hoekom 'n mens 'n situasie kry en Joshua dit so gemaak het dat daar rykes en armes op die aarde is. As jy in een van die groepe val, dan moet jy dit doen wat verwag word van jou in die groep en jy sal dieselfde geestelike oorwinnings behaal as die een wat ryk is, as jy net arm is. Wees dankbaar vir dit wat jy ontvang. En die een wat gee nie met 'n sedeles en 'n preek nie. Gee met 'n oop, liefdevolle hart vir die persoon. Ons is ons baie geneig. Stop by die roubot. Nou kyk, ek sal vir die ou nou geld gee. Luister, jy gaan sypet nie nou weer uit nie, hoor. Of jy gaan koop die drugs daarmee. Mense doen dit. Ek was ook so in my verlede. Dit is nie 'n gawe wat by Vader as 'n gawe tel nie. Bedoelende, dit is nie 'n steen in jou geestelike huis waarheen jy oorgaan as jy doodgaan, wat jy kan gaan inbly nie. Want dit was in liefdeloosheid gegee, in eie geregtigheid. So hier's baie lesse vir ons hier, vir ons en ons volk nou vir hierdie tyd, dat ons met 'n oop hand sal gee en ons wat ontvang, met dankbare harte die goed sal ontvang. Ek weet, ons is nie hier om dankbaarheid te kry en almal te sê dankie, dankie nie. Maar dit is lekker as iemand jou bedank vir iets. Nie vir my self lekker nie, maar lekker dat hulle die liefde van Vader deur jou sien werk. Want ons moet altyd die dank terugwys na Vader toe. Ons gaan nou aan by hoofstuk 85, Koram, die Griek, kry Mathael as toegewese leraar. Hierna swyg Koram, so heet die Griek, en sy dogter heet Helena, en hy probeer tot rus te kom, om as 'n man met baie lewenservaring, gedagtes te kan wissel met Mathael, wat aan hom voorgestel is, wat hom deur 'n paar woorde al laat merk dat hy baie wysheid besit. Daarby wil hy ook rekening hou met die spreek, 'n wyse man het weinig woorde nodig, om hom nie soos iemand te gedra wat geen hoëre kennis het nie. Toe Koram enigmate herstel het en sy kalmte weer teruggekry het, vra hy my na 'n taamlik lang stilte aan Mathael, of vra hy na 'n taamlike lang stilte aan Mathael,
of hy hom oral op sy wêreldreise sou begelei, of wou begelei, en wat hy daarvoor verlang. Mattheus sê terwyl hy na my Yeshua wys, kyk na hom, hy is 'n geneeser van liggaam, siel en gees. Ek was nog maar 12 uur gelede die miserabelste wese op hierdie aarde. My binneste was dermate besete deur die kwaadaardigste geeste, dat my hele wese 'n aardse duiwel daardeur geword het. By 'n bende vreeslike straatrowers was ek die skrik van die hele omgewing, want al my ledemate was deur duiwels bestuur. Maar my siel was verlam en het nie geweet wat daar met haar arme liggaam gebeur het nie. Vriend, jy verstaan wel hoe ellendig ek was. Wie sou my egter kon gehelp het? Vir elkeen wat naby my gekom het, was ek die grootste verskrikking. Jy kon liewer met 10 hongerige tiers te doen gehad het, as met my alleen. Slegs 'n leerafdeling dappere Romeinse krygers kon my en my metgeselle oormeester. Aan hande en voete gebind en geketting, was ek met my 4 erge metgeselle hierheen gebring om ter dood veroordeel te word. Maar daar staan die groot heelmeester, wat uit die hemele tot ons ellendige wurms van hierdie harde en van duiwels wemelende aarde gekom het, om ook ons, lewende duiwels, deur woord en daad te genees. Hy het my en my metgeselle genees, en vir die genesing verlang hy nie maar heeltemal niks van ons 5 nie, maar hy bewys ons ook nog oor groote liggaamlike en veral geestelike weldade. Nou het my goddelike verlosser vir die eerste keer 'n diens van my verlang, waarvoor jy my nou gevra het, watter loon ek daarvoor wil hê. O vriend, ek is onmoontlik in staat om iets van jou te verlang, voordat ek my skuld aan hierdie groot een betaal het, want daarmee dien ek slegs vir hom wat my geroep het, en nie vir jou nie. Pragtige beredenering van hierdie man, baie wys. Ek sal egter vir ewig diep by hom in die skuld wees, en nou deur te dien, my groot skuld ietwat verminder. Daarom, vriend, sal jy vir my 'n bewese diens ook nooit iets skuldig wees nie, behalwe jou ware vriendskap en broederliefde. Dit is hoe ons die evangelie moet uitdra, soos wat hier vir ons baie duidelik gegee word. Nie vir geld nie. Want ek het dit vir niks gekry, en vir dieselfde prys sal ek dit ook aan jou gee. Goud, silwer en edelstene sal jy weliswaar nie van my kry nie, maar wat ek het, sal jy ook so kosteloos gegee word, soos wat ek dit ontvang het. Vra my dus nie weer so iets in die vervolg nie. Koran sê, vriend, jy is van die edelste mense wat ek nog ooit ontmoet het. Daarom moet jy die wyse leidsman van my en my dogter word, en my hele lewe bly. Ek sal jou weliswaar ooreenkomstig jou wil nooit weer vra, wat vra jy daarvoor nie, maar dat jy by my niks tekort sal kom as vriend en as ware broer nie. Dit sal jy tog wel van my kan aanneem. Mattheus sê, dit is nog maar die vraag of jy iets of alles of uiteindelik glad niks van my sal aanneem nie. Want my gawe smaak vir die smaaksin, soos ek al enigstens ondervind het, nou nie juist so soet soos met 'n suiwer heuning gesoete wyn, soos wat die Grieke dit hier en daar geniet nie, maar dikwels bitterder as gal of die vars sap van 'n ou alwyn. En daarvan geniet smaaksintuie wat aan soet gewoond is, nie graag nie. Daarom sal ons eers goed sien hoe ons wedersydse gawes uitgewissel kan word. En in die skrif in Openbaring
moes Johannes ook 'n boekie eet, wat soet in die mond was, maar bitter in die maag. En dit is presies wat hierdie evangelie is. Almal is baie tevrede met die storie, dis 'n mooi storie, dis 'n interessante storie, en dis 'n boeiende storie. Maar die storie alleen is die soet. Maar wanneer dit nou na jou geestelike maag toe gaan, hierdie woorde, wanneer jy dit nou verwerk en bring na jou wil toe, om dit uit te voer, dan raak dit bitter. Want nou moet jy besluit, van lekker goed wat soet is, wat jy elke dag gedoen het, nou moet jy dit opgee. Jy het altyd alles net vir jouself gesorg, alles net vir jouself en jou gesin, was al wat vir jou bestaan het. En nou moet jy jou medemens, jou naaste moet jy ook mee deel. En dit is waar die alwynsap inkom. En dit is nie altyd lekker nie. Dit is nie lekker om die goed van die wêreld wat nou al soet heuningwyn in jou is, om dit op te gee nie. Ons weet mos hoe verslawend is suiker. En net so verslawend so suiker is die goed van die wêreld, want dit is baie lekker. Ou Ben Marie het altyd gesê, daar's nie 'n sonde wat nie lekker is nie. Al die sondes is lekker. Dit is juis dat ons moet afwend van daai lekker en ook die bitter en die opoffering moet proe. Joshua onderbreek hulle vers 10 en sê, weet julle wat? Laat ons, omdat ons nog 'n volle uur son het en die aand veel goed beloof, nou gesamentlik die heuwel van Markus opgaan. Daar sal ons dan bietjie nader kennis maak. Laat jou tente voorlopig deur jou dienaars bewaak, want jy sal dit eers na middernag weer terugsien en gebruik. Koran sê, daar is egter talle en groot kosbarehede in, maar ek dink dat hierdie vriend betroubaar is. Joshua sê vir hom, vriend, toe jy skaars 'n uur gelede in groot gevaar was, en jy op die punt gestaan het om jou lewe en alles te verloor, wie het jou toegered? Daarvan skrik Koran. Na rukkie sê, ja, grootmeester, u het gelyk, ek sit nog iets wat vas in my ou gewoontes, en sien nou ook in hoe dom dit van my is om iets te vrees. Dit sal 'n tweede keer nie meer met my gebeur nie, en ek gaan nou sonder bedenkinge dadelik saam met u, waarheen u maar wil. Einde van die hoofstuk. Ook weer 'n lesie in die laaste stuk, dat ons alles wat ons het, aan hom moet toevertrou. En as ons alles aan hom toevertrou, sal niks met ons gebeur nie. En dit is goed wat mense nie altyd verstaan nie. Dat dinge met ons gebeur, omdat ons nog nie alles aan hom toevertrou nie, vat hy van ons weg, wat ons baie hoog ag. En dan moet ons sonder dit klaarkom. Maar tog is hy nooit ongenaakbaar nie. Hy bring alles weer vir jou terug, en in feitelik alle gevalle beter. Dit het in my lewe ook gebeur. Ek moes alles verloor wat ek gehad het. En ons het werklik gesit met niks, en baie ernstig gebid, en op die ou einde het ons hierdie plaas behou, sonder dat ek 'n sent geld in my sak gehad het. Ek het my hele konstruksiebesigheid verloor. Dit is basies in 'n maand het hulle alles gegryp. En hier het ons kom sit op hierdie stuk grond wat ons net gekoop het. Ons het 'n klein deposito betaal. En tog het hy ons hand gevat. En omdat hy ons sonde bely het, wat ek nagelaat het om te doen, dinge wat ek nagelaat het om te doen, wat ek geweet het, ek moet doen, het ek toe my lewe omgedraai. En wanneer sulke dinge met jou gebeur, baie mense kom hier en dan het hulle alles verloor, hulle mooi huis, hulle voertuig, hulle werk, wat hulle goed versorg het, dan moet jy onthou, Vader bring jou hiernatoe.
omdat jy nog nie voluit aan hom getrou was. Nie met jou hele hart, siel en verstand vertrou het nie. Maar jy kan dit regkry. So sien ons baie mense wat hier kom, en wat na 'n tyd, maande of jare, gaan hulle weer uit, en hulle word 'n sukses daar buite. Want hulle bly sy lig dra, en hulle vat die lesse wat hulle hier geleer het, saam met hulle. En dit is ook dan waarvoor ons hier, by Dogter van Sion en Philadelphia Ark is. Hierdie is 'n hospitaal vir die gees. Jy moet regkom, en dan is dit onnodig dat jy langer in die hospitaal bly, tensy jy deel van die personeel wil word in die hospitaal. Maar as jy dan uitgaan, gaan en dra die lig verder uit, wat in jou is. Dit is hoe die dinge maar werk hier by ons. Baie dankie, ons praat môre verder.